Rosie en Borrie weer met ons. Hierdie 3 maats het ons, ek lanklaas gesien, ek dink die begin van die jaar. So ek wil vir hulle ook sê, môre julle 3, nou waarmee het julle besig gehou, van die begin van die jaar af tot nou? Môre oom. Oom, voor ons verder praat. Hierdie maatjies lyk so vriendelik en opgewonde van môre. Môre maats. Môre oom Grant, môre maatjies. Sjoe, ek is so bly om julle almal weer te sien. Dit is daarom wonderlik om weer saam te kuier. Ja, môre oom Grant, môre maatjies. Oom Grant, ek het 'n baie belangrike vraag om te vra. Ja, Borrie, dis nou eintlik verrassend, want jy vra mos nie eintlik vrae in die kerk nie. So ek sal graag wil antwoord op jou vraag. Oom Grant weet nie waar kan ek 'n ekstra geldjie maak nie. Borrie, jy het my nou heeltemal onkant gevang. Geld maak. Borrie, is jy nou laf? Ons kuier hier saam met die maatjies. Ja nee, Borrie. Wat vir 'n vraag is dit? En dit nogal in die kerk. Sies, Borrie. Man, julle twee, ek en my oupa het geld baie dringend nodig. Borrie, eintlik nie vir 'n dominee vra of jy geld nodig het nie. Maar dit klink of jy 'n groot krisis het. Is iemand siek by die huis of het die kar gebreek? Wat is jou fout, jong? Ja nee. Nou is ek ook so miskielik bekommerd. My hart klop sommer in my keel. Vertel, Borrie. Ja, julle twee weet mos, my oupa lees elke dag koerant en nuus en hy luister na die nuus en hy's baie slim. En terwyl ek en oupa op die stoep sit, toe sê hy, Eskom gaan hierdie winter maak hom op sy sene wees. Hierdie winter gaan ons 'n generator nodig hê. Wat vir 'n ding is 'n generator, Borrie? Ek weet, dit is 'n masjien wat krag kan maak. Ja, jy is heeltemal reg. My oupa sê dit was 'n beter plan toe hy die vorige keer in die verkiesing van 94 boeliedief en kersse bymekaar gemaak het. Ja, Borrie, jy en jou oupa met julle generator laat my gedagtes ook nou gaan. Jy en oupa praat van krag en ons is almal maar bekommerd as dit donker is, so ons praat van lig en donker. En daarom, maats, wil ek vir ons 'n gedeelte vanmôre lees uit Matteus 5 vers 13 tot 16. En vriende, ek gaan vanmôre lees uit die boodskap. Weet jy of van die maats kan onthou nie, ons het hier in Februarie maand ook oor hierdie teks gepreek. So kom ons luister wat sê Matteus. Hy sê, julle is sout wat smaak moet gee aan hierdie smaaklose wêreld waarin almal in sonde leef. As julle dit nie doen nie, beteken julle net mooi niks vir God nie. Dan kan hy julle net sowel op die ashoop weggooi. Luister nou van die lig. Hy sê, julle is die lig vir die donker wêreld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo. En julle geloof moet so sigbaar wees, soos 'n stad wat bo op 'n berg gebou is. Geen mens sit 'n lig aan en gaan steek dit onder die bed weg nie. Nee, 'n lig word in die middel van die vertrek neergesit, sodat almal kan sien as hulle hierdie vertrek ingaan. En dit is presies wat julle ook moet doen. Moenie iewers in die donker gaan wegkruip nie. Julle moet soos 'n lig in 'n pikdonker wêreld skyn. Ander mense moet julle woorde en uit julle dade sien dat julle God met julle hele hart dien. Dan sal hulle sê dat God regtig groot en goed is. So word julle hemelse Vader se naam regtig groot gemaak. Maats, dis dan pragtige woorde. As ons nou gelees het soos wat Borrie gesê het van die lig en van die donker. Baie mooi woorde. Dit was pragtig, oom. Ek sal graag wil hê dat oom vir ons meer oor hierdie gedeelte moet vertel, asseblief. Ag, asseblief, oom. Ek is ook nou nuuskierig. En ek ook, Dominee Grant. En ek dink my oupa het nie geweet die Bybel praat van Eskom ook nie. Nee, Borrie, so mooi luister, ons praat hier van, nie van Eskom of Eskom nie, maar ons praat oor 'n lig wat helder moet skyn. Liggies laat skyn? Ek verstaan dit nou nie heeltemal nie. Rosie, mamma het 'n rukkie gelede hierdie storie vir my gelees. Sy vertel my dat as ons liggies wil laat skyn,
moet ons goeie werke doen. Ons moet ander mense help en hulle van Jesus vertel. Oom Grant, ek dink ons is nog te klein vir goeie werke. Soos altyd weet oom Grant, ek soek 'n voorbeeld. Anders sal oupa nooit luister as ek hom vertel van die lig in die Bybel nie. Borie, ek is so bly jy soek voorbeelde. So ek het gaan soek 'n paar. En ek dink die maats en die mammas en die pappas kan nog meer voorbeelde gee. Onthou Josef was baie jonk toe Potifar hom geroep het en gesê hy moet sy drome uitlê. Samuel was maar 4 jaar oud toe sy mamma hom geneem het na die tempel toe. En toe het hy vir die Here begin werk. En Dawid was jonk toe hy vir Goliat ook verslaan het. Oom Grant, ek het ook 'n voorbeeld van 'n jong seun wie se liggie geskyn het. Die seentjie wie die 5 broodjies en 2 visse vir Jesus gegee het. En toe het Jesus al die mense kos gegee. Ja oom, dit was ook 'n wonderwerk. Mamma sê as ons mooi kyk, is daar nog baie wonderwerke om ons. Faitjie, jou mamma is heeltemal reg. Ja, maat, soos die Bybel gee vir ons 'n klomp voorbeelde hoe kinders hulle liggies laat kan skyn. Maar hoe kan ek my liggie laat skyn, oom Grant? Borie, Rosie en Faitjie, ek dink ek moet die voorbeeld gebruik. Julle ken mos kerse, 'n kers wat mamma en pappa in die huis het. Oom Grant, ek verstaan alles, maar hoe kan ek my lig laat skyn? O, jette Borie, jy dink nou net weer aan die vorige verkiesing met die kerse en goed, nê? Ja, dit is seker weer maar Borie en oupa se planne. Oom, mamma vertel, hulle het met kerse groot geword. Daar was geen elektrisiteit in daardie tyd nie. So hulle het kerse gebruik om lig te kry. Ek is bly, ons is so bevoorreg om krag te hê. Kom ek vra, wie van julle maats het al kerse het mamma al in die huis gebruik? Oh nee, so. Maar julle is 'n klomp, né? Maar ons hoop ons nie vir die winter weer kerse te gebruik nie, maar maats, julle is heeltemal reg, as die krag afgaan, is dit mos pik donker in die huis. En dan krap mamma en pappa oral op soek na kerse sodat ons lig in die huis kan kry. Nou verstaan ek. Jesus sê ons moet ons liggies in hierdie donker wêreld laat skyn. Faitjie, nou verstaan ek ook. Net soos die kers die donkerte in ons huis wegvat, so moet ons liggies in hierdie wêreld ook die donkerte wegvat. Ja, nou verstaan ek ook beter, maar my vraag is steeds, hoe kan ons lig laat skyn, Dominee Grant? Borie, ek dink hierdie 2 slim meisietjies wat saam met jou is, dalk het hulle die antwoord vanmôre. Hulle verduidelik so mooi. Wat sê julle 2? Oom, ek het nou mooi gedink. Ons liggies skyn as ons maatjies en ander mense van Jesus vertel. Dit is vir my so lekker vir my maatjies te vertel hoe goed die Here vir my en my mamma en my pappa is. Rosie, jy's heeltemal reg. Dis nou 'n pragtige voorbeeld. Ons liggie skyn maats as ons ander van Jesus vertel. Nou Faitjie, het jy ook 'n antwoord? Het jy ook aan een gedink vir Borie? Ja oom, ek dink jou liggie skyn as jy lewe soos 'n kind van Jesus. Dit beteken om te luister na mamma en pappa, om mooi te praat en ons maatjies te help wat sukkel. Wag julle 2, ek wil ook antwoord. Om te lewe soos 'n kind van Jesus beteken dat ons moet Bybel lees en gereeld bid. So kan ons lig vir Jesus skyn. Sjoe maats, maar julle 3 het mooi geluister. Ek hoop die maatjies het net so mooi geluister, want al 3 van julle is reg. So kan elke kind en groot mens se liggie skyn in hierdie donker wêreld vir Jesus. Oom, ek dink ons maatjies dink altyd dit wat ons kan doen is maar klein en baie onbelangrik. Dit is baie waar, maar ek het nou geleer, ek kan ook my liggie laat skyn, want Jesus help my om te skyn. Mamma vertel ons altyd, jy kan 'n verskil maak, maak nie saak hoe klein jy is nie. Ek dink voordat ons maatjies gaan groet, wil ek vir julle 'n storie vertel. Wie van julle weet wat is 'n disprin? Julle 2 wat groter het, seker meer hoofpyn as die kleintjies.
Maar ons ken ons, daar's in meeste van ons huise Disprin. Dis 'n hoofpynpil. Sissie ken ook, ja. Nou, hulle vertel hierdie verhaal van 'n seentjie wat 6 jaar oud was, 6-7 jaar oud was. En hy het eendag in die kerk gesit soos ons vanmôre en die dominee het vertel van 'n sendeling. Sendeling is iemand wat vir ander van Jesus vertel. Sukkel in Afrika, hulle het nie pille nie. En toe gaan hy na sy mamma toe en hy sê hy soek asseblief 'n botteltjie Disprin, hy wil dit vir die oom in Afrika stuur. En die mamma vertel dit vir 'n vriendin en so vind 'n koerantman dit uit en hy skryf dit in die koerant. En hy sê kom ons daag die dorp uit om ook medisyne en pille te bring. Hulle vertel dat die kerk en die omgewing 'n groot vliegtuig moes huur om al daai pille na Afrika te vlieg vir hierdie sendeling. En dit het alles begin by 'n klein seentjie wat gesê het hy wil 'n botteltjie Disprin vir hierdie oom stuur in Afrika. 'n Hele vliegtuig vol. Wow, oom Grant. Ek dink maats, ons moet nou groet, maar my oupa, ek moet vir hom baie gaan vertel oor al die liggies wat ons kan laat skyn. Totsiens julle maats. Ek kan nie wag om vandag se storie vir al my maats te gaan vertel nie. Julle moet soet wees. Ons liggies kan hierdie donker wêreld verander. Totsiens julle 3 en dan sien ons julle seker so oor 3 maande weer. Dan moet julle maatjies weer kom luister, hoor.